Nou kyk almal vir my of ek nie lekker is nie. Hoe om die kerk weer great te maak? How to make the church great again? Hoe moet ons waak om die kerk weer great te maak? Kom ek sê gou vir jou. Ek met die skerm te weer. Ek sê terug. Raai, kom ons kyk eers na die skrif. Hebreërs 13 vers 16 tot 25. Vergeet die weldadigheid en mededeelsaamheid nie, want God het 'n welbehae aan sulke offers. Wees gehoorsaam aan julle voorgangers en onderdanig, wat hulle waak vir julle siele as diegene wat rekenskap moet gee, sodat hulle dit met blydskap kan doen en nie alsigtende nie, want dit is vir julle nie nuttig nie. Bid vir ons, want ons is oortuig dat ons 'n goeie gewete het, omdat ons in alles goed wil wandel. Des te meer vermaan ek julle om dit te doen, sodat ek gouer aan julle teruggegee kan word. Mag die God van die vrede, wat die groot herder van die skape, naamlik ons Here Jesus Christus, deur die bloed van die ewige testament uit die dode teruggebring het, julle volmaak in elke goeie werk om sy wil te doen, deur in julle te werk wat welbehaaglik is voor hom, deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid toekom tot in alle ewigheid. Amen. Ek vermaan julle broeders, verdra die woord van vermaning, want ek het ook maar kort aan julle geskrywe. Julle moet weet dat die broeder Timoteus vrygelaat is, saam met wie ek julle sal sien as hy spoedig kom. Groet al julle voorgangers en al die heiliges, die wat van Italië is, groet julle. Die genade sy met julle almal. Amen. Dis Hebreërs 13 vers 19 tot 25. Nou, die tema is, hoe kan ons weer die kerk great maak? Nou, ek wil 'n vraag vra, en almal gaan van julle gaan verskillende dinge in julle gedagtes hê as ek nou die vraag vra. Wat sal jy graag in die kerk wil sien, wat nie hier is nie? Almal van julle het verskillende antwoorde in julle kop vandag. Is ek reg? Ja. My vraag is nou, hoekom dit wat jy nie sien nie, wat jy graag wil sien in die kerk, hoekom begin jy dit nie? Want die Here plaas dit mos in jou gedagtes. En dit wat ook al jy sien en wat jy gaan laat gebeur, is mos tot voordeel van die hele gemeente. Hoor julle wat ek sê? So dit wat jy nie sien nie, dit beteken jy moet dit laat gebeur. Daar moet 'n reaksie plaasvind. Baie keer sê mense, ja, ek wens dit was in my kerk of dit. My vraag is aan jou, hoekom begin jy nie? Hoor jy wat ek sê? Hoekom begin jy nie? Weet, as jy vir die eerste keer kerk toe gaan, dan kom jy daar so, dan sien jy, my hier's 'n gebou, en iemand moes hierdie gebou gebou het, en hierdie gebou het baie geld gekos, het hy tot 'n saal en klaskamers vir die sonnaarskool, so dit moes op 'n baie duur storie gewees het hierdie. En dan gaan jy vir die eerste keer kerk toe, maar jy gaan sommer vroeg kerk toe. En wanneer jy in die kerk kom, dan sien jy daar stoele, en dink jy eers, maar ek het eers my eie stoel nodig om te bring, hulle het sommer stoele vir my, so ek kan sommer maar lekker sit, dis baie lekker. En wanneer jy daar kom, dan sien jy daar so 'n klomp mense daar voor op die verhoog, en dit lyk soos vrywilligers wat sing. En jy sien hulle sing geestelike liedjies, dan dink jy, yes, dis nou nice. En wanneer jy so 'n hele maand in die kerk is, dan sien jy elke keer as jy vroeg kom, dan sien jy die voorsangers weer daar so, en hulle sing en jy kan sien hulle is vrywilligers, dan sê jy vir jouself, joh, maar hierdie mense is lief vir die Here, hulle dien die Here met volheid wat in hulle is. Dan dink jy, yes, dis nou regtig nice, maar dan sien jy ook iets anders dit, dan sê jy, joh, maar daar is baie min vrywilligers eintlik in die kerk, in die 2 maande wat jy nou hiernatoe kom. Jy sien,
As jy na 'n besigheid toe gaan, nou loop jy in die besigheid in en jy koop iets wat jy nodig het. En dan besluit jy of ek weer sal teruggaan na die besigheid toe as gevolg van sy diens wat hy vir my lewer. Kom ons wees eerlik. As 'n plek nie vir jou diens gee, dan sê jy vir jouself, jy dien my nooit weer nie. Kom ons wees eerlik. Ja, nou het ek 'n vraag vir jou. As ons na ons gemeente kyk, hoeveel sterre sal jy ons kerk gee? 1 ster, 2 ster, 3 ster, 4 ster, 5 ster? Almal van ons wat hier sit, moet hierdie kerk omgewingsvriendelik maak. Hoor wat ek sê? Almal van ons wat hier sit, moet die kerk omgewingsvriendelik maak. Wanneer jy inkom in die kerk, moet jy mos nou welkom voel in die kerk. En wanneer jy welkom voel in die kerk, dan sê jy, jok, maar hierdie is 'n familiekerk, ek wil aanmeld by hierdie kerk. Dis vir my 'n lekker kerk, die mense is nie styf nie, hulle is lekker vriendelik, en hulle groet mekaar. Jy sien, wanneer jy dink aan 'n kerk, moet jy vir jouself sê, hier 'n kerk behoort aan die Here. Die kerk behoort nie aan my nie, dit behoort nie aan jou nie, dis God se kerk. En dit is die eerste gedagte wat jy moet hê wat baie belangrik is. Dan is daar 'n ander gedagte wat by my opgekom het is, hoe vind ander mense jou, hoe vind ander Christene jou in die kerk? Ja, dis 'n goeie vraag. Daai. Hoe vind ander Christene jou in die kerk? Het jy al daai ding gehoor wat mense sê? Ek wil nie na daai kerk toe gaan nie, want as die Christene so wil ek nie gaan nie. Jou eerste probleem vir my is dat jy kyk na mense, jy kyk nie na God nie. Mense stel teleur, maar God nooit. Is dit nog in die lyn? Of is dit buite die lyn? Toe terugkom. Hoor julle wat ek sê? Ons oë moet gefestig wees op die Here. Hoe sien ander Christene jou? Kom ek sê vir jou iets. Jesus Christus het homself geoffer vir my en vir jou aan die kruis en het gesterf vir ons sondes. Wat offer ek en jy vir die Here? Ons offer ons diens aan die Here. Ons offer om te gee vir die Here. Met ander woorde, ek en jy moet vir geleenthede soek om uit te kyk vir mekaar. En ons moet deel wat ons het, met ons deel met ander mense en ons moet goed doen aan ander mense. Jy sien, met ander woorde, jy moet geleenthede soek om goed te doen vir ander mense. As God sal mense in die gemeente plaas wie jy moet bedien. Dis die God wat ek en jy dien. Hoor mooi? God sal mense in die gemeente plaas wie jy moet bedien. Jy hoef nie te wonder nie, die Here sal hulle op jou pad stuur. Ek wil gou hierdie een vir jou sê. Hierdie gee wat ek van praat, is om jouself te gee vir die Here. Weet, as jy gaan kyk in die Ou Testament, het hulle feeste gehou, en hulle die hemeljaar gehou. Die rede hoekom hulle die feeste die hemeljaar gehou het, is om geld in te samel vir die arme mense. Vandag se daar betaal ons 10de om mense te kan help binne in die kerk. Dalk is daar 'n enkel lopende ma in die kerk met 'n klomp orgelpypies. Alleen, jy kan ons vra gaan kruideniersware koop. Hoor wat ek sê? Jy kan ons vra kruideniersware koop of vra gaan bid vir anders. Dis mos wat jy kan doen, dis mos 'n geleentheid waar daar opduik. Die ander gedagte wat ek het is, jy moet op praktiese maniere dink, hoor mooi, om ander mense se laste te dra. Want dis wat die Here van ons verwag. Ons moet op praktiese maniere dink om mekaar se laste te dra. Ek praat nou nie van die lui mense wat jy die hele tyd moet voorsien. Dis nie waarvan ek praat nie, né? Hoor ek vir mooi. En ek dink so vir myself, wat is 'n praktiese manier om mense te help? Ek weet, dit wat ek nou gaan sê, gaan nie baie vars af vir baie mense nie. Baie van ons het die verskillende maniere lank gedoen kerk toe, kan ek praat nie van eenmaal 'n kwartaal tot sekere mense nie. Okay? Nou wanneer jy gereeld kerk toe kom en almal begin later mekaar te ken, wat se beroepe is jy, en so, ons sien nou al daar's 'n tandarts in die kerk, en wanneer hy nou na jou toe kom, dan kan die tandarts ons nou vir jou 10% afslag gee. Hoekom nie? Want hy help ons nou aan die kinders van die Here. As jy motorwerktuigkundige is, dan kan jy ons nou die 10% afslag gee vir die broer wat in my gemeente is. Nou kan jy vir my sê, hoor nou mooi wat ek vir jou sê, jy kan nou vir my sê, pastoor, maar jy verstaan nie die ekonomie nie, ons kry baie swaar.
Hoor gou mooi wat Wessel Groeneveld vir jou sê, God ken die ekonomie. Hy is die bron van voorsiening. Die woord van God leer my, wanneer jy ander mense begin te seën, sal God jou begin te seën. Maar hoekom stel ek dit doen? Dis hoekom jy is in jou lewe waar jy is, want jy doen nie wat God van jou verwag nie. Nou, hoe maklik is dit nou om dit te doen? So kom ons dink aan praktiese maniere hoe ons mekaar kan help. Mense, jy gaan niks verloor om dit te doen in jou lewe. Kom ons wees eerlik. Jy gaan niks verloor om dit te doen nie. Nou dink 'n bietjie daaraan, as God, die Bybel sê in Griek sê, die Here is Yahweh Yareh, wat my voorsiener is. Nou as ek alle mense seën koos, gaan God ons nou my begin te seën. En God doen nie net 'n halwe werk, hy seën jou dubbel. In ander woorde, dit beteken jy gaan meer mense kry wat ander probleme het. Dan kyk jy gaan dalk meer mense kry wat se karre stukend is, sodat die Here jou kan seën om die werk te gaan doen. Want as jy seën, sal God jou begin te seën. Maar ons sien dit nie raak nie. Ek weet nie hoekom nie. Seën, dan sal God jou begin te seën. Jy sien mense wat vir die staat werk, hulle dink altyd dat die staat, mense wat nie die Here dien nie, hulle dink die staat moet vir hulle sorg. Hoor gou mooi. As jy in hierdie gemeente nie 10de gee nie, kan ons die mense help wat swaar kry nie. Kom ons wees eerlik. Nou, ek dink dit moet 'n skande wees vir 'n kerk, as die kerk iemand wil help, en die kerk kan nie, want die mense gee nie 10de nie. Dis eintlik 'n klant op die kerk se naam. Is dit nie so nie? Dis die waarheid. Want ons gee nie vir die kerk nie, so, wat van die mense wat swaar kry? Hoor gou mooi. My tweede vraag wat ek wil vra is, vind die kerk jou vriendelik? Dis 'n goeie vraag. Ek het 'n vriend wat saam met my nou op vakansie gegaan het. Hy het van George af gevlieg, en ons het weer gegaan na 'n ander plek toe, en ons het so gelag, want hy sê ek gaan van die see af na die see toe, van George af na Richards Bay toe. Ek sê ja, want jy saam met my, dan gaan dit lekker wees. Nou hoor nou mooi, nou sê my vriend vir my, hy is nou, hoor mooi, hy het van Pretoria afgetrek George toe. En nou vind hy nog sy voete daar in George. So nou soek hy 'n kerk, en hy sê vir my, Wessel, ek het nou 'n kerk gekry. Hoor gou wat ek vir jou sê, gaan nie glo wat ek nou vir jou sê nie. Hy sê ek was 8 keer by dieselfde kerk, en die een persoon het my gegroet. 8 keer by 'n kerk. En die een persoon het my gegroet, ek gaan nie kerk se naam. Mense, dis 'n skreiende skande voor God, wat ek jou vertel. 'n skreiende skande voor God, dat jy nie eens in 'n kerk gaan vir 8 keer en niemand groet jou. Wat se mense is dit? En dit is dan wat die mense sê, ek het dit van die Here wees, nooit nie, daai mense glimlag nie eers nie. Party mense sê hulle skrifkies van die Jesus, maar hulle lyk soos boeddha's. Jy sien vars nie, man. 'n kind van die Here is altyd opgewek, opgewonde. Maak nie saak wat jou omstandighede, want die woord van die Here sê, ek kyk nie na my omstandighede, ek kyk op na die Here. Is dit nie so nie? Ja. Die kerk het leiers en die kerk het volgelinge. As daar nie leiers in die kerk is daar chaos. Kom ons weet eerlik. Daar is daar chaos. Vir die kerk is God nommer 1. Nommer 2, sy woord. By die huis is die pa die leier, en hy kyk na sy gesin by die huis. By die kerk is die pastoor die senior pastoor. God werk deur autoriteit, en ek en jy moet dit nie vergeet nie. Ons sien in hierdie gedeelte wat ons gelees het, sien ons dat Timoteus is vrygelaat, en dit laat my dink, maar hierdie gemeente moes vir Timoteus gebid het. En ek sê vir myself, maar ons in die gemeente moet ook bid vir mekaar. Want ek dink dis wat die Here verwag van ons, dat ons moet bid vir mekaar. En ek wil vir jou sê, 'n leier het geweldig baie verantwoordelikheid. En baie keer moet die leier moeilike besluite neem. Baie keer dan kom mense en hulle vra 'n vraag vir die leier, vir die pastoor, hulle sê, pastoor, gaan jy iets sê oor die volgende verkiesing? Of hulle soos in COVID tyd in 2021, dan vra die mense vir die pastoor, want almal kyk om vir die pastoor, hy nou iets sê, moet ons inspuit of moet ons nie inspuit nie? My broertjies en my sissies, julle sal nie glo. In 2020 en 2021 het daar families beklei oor die inspuiting, ja of nee. Dis die werk van die duiwel om die kinders van God uit mekaar uit te skeer.
En wat was my antwoord aan die gemeente? Bid jy by God en hoor jy self by God of jy moet inspuit of nie? Hoor jy wat ek sê? Die Here sal jou mos sê in jou gees wat om te doen. En dieselfde met die verkiesing wat gaan kom. Hoor by die Here vir wie jy moet stem. Ons almal het mos die gees van God binne in ons. Hoor by die Here wat jy vir wie jy moet stem en vir wie jy nie moet stem nie. Die leiers van die kerk besluit waarheen ons op pad is, wat ons moet sê. 'n Leier is baie keer 'n baie alleen pad. Hoor wat ek vir jou sê. 'n Leier is baie keer 'n alleen pad. En niemand sien wat hy die alleen pad stap nie. Mense met klagtes gaan baie keer en sê, julle moet na die leiers toe gaan, na die kerkraad toe. My vraag aan jou is, hoekom gee jy nie sommer self 'n oplossing vir die probleem nie? Maar jy sê, stuur hulle na die kerkraad toe, jy nie 'n oplossing nie. Die Here het jou ook ons verstand gegee om die probleem te kan oplos. As jy 'n probleem het, vind 'n oplossing. Ek wil vir jou sê, ek dink aan die volgende gedagte. As jy bedien in die kerk, 'n sekere bediening het in die kerk, en jy bring nie jou kant nie, moet iemand anders te inspring vir jou om dit te doen. Koop verduidelik vir jou wat ek sê. Dit wat vanoggend gebeur het met die klank is presies waarvoor ek preek. As ons nou, ek gaan nou baie hoë kyk scenario vat. As daar 7 mense vanmôre nie opdaag vir hulle bediening nie, dan moet 'n leier instaan vir daai persoon. Sê byvoorbeeld die klankman Bertus kom nie, kerk toe vanmôre nie. Dan beteken dit iemand anders wat 'n leier is moet instaan vir die klankman. Die koortjie leier daag nie op nie, en een van die ander kerkleiers moet instaan vir hom, en nou bid ons dat hy op die noot sal bly. Dan die Adrie, wat die kinderkerk gee, sy daag nie op nie, want iets haar klein toontjie is seer, nou besluit sy bly by die huis. Nou ander kerkleier moet nou instaan vir haar, en hy moet vir die kinders 'n les gee wat hy glad nie voorberei het nie. Jannie wat by die deur staan agter daag nie op nie, en hy kan nie mense groet nie, want hy is nie daar nie. So 'n ander leier moet nou instaan vir Jannie. Hoor julle wat ek sê? Die tannie wat altyd na kerk die tee bring altyd die suiker. Nou vandag gaan daar nie suiker wees, julle gaan sonder suiker wees, want tannie Maar het nie opgedaag nie. Maar gelukkig is daar 'n ander kerkvroukie leier wat instaan vir tannie Maar. Hoor julle wat ek probeer sê? Dit lyk soos 'n klomp afkoop hoenders wat hier rondhardloop in die kerk, omdat sekere mense nie hulle posisies vul nie. Verstaan julle wat ek sê? In ander woorde, wanneer daar 'n krisis is, moet iemand ons nou instaan vir daai persoon. En ek glo net baie keer mense besef wat in 'n kerk aangaan, wat alles moet gebeur voordat jy kom sit net in die kerk en dink alles het outomaties gebeur. Relay wat altyd die toilette kyk en die toiletpapier daar is in die kerk, die toilette skoon is, sy is ook ewe skielik nou nie daar nie, haar groot tone seer, of haar pinkie, of wat ook al. Nou kan sy nie kom nie, so dit beteken iemand anders moet instaan vir haar om die toiletpapier in die toilette te sit. Hoor gou mooi wat ek vir jou sê. Wessel Groeneveld wil vandag vir jou sê, dat Oktober maand laas jaar was die appreciation dag gewees, vir die pastoor. Ek en my vrou was ontsettend, emosioneel, ongelooflik dankbaar vir dit wat die gemeente vir ons beteken en vir ons wys wat hulle vir ons omgee en wat hulle vir ons beteken. Dit was vir my en my vrou baie emosioneel geweest, wat ons kon sien dat die gemeente is lief vir ons en die gemeente gee om vir ons, en ek wil vandag vir julle weer dankie sê vir dit wat julle vir ons gedoen het, Oktober maand om vir ons te wys, julle gee om vir ons en julle is lief vir ons. En dit beteken geweldig baie vir my en vir Frida. Maar dan moet ons nooit vergeet nie. En dan kom die duiwel en sy demone, en hy wil nie hê dat dinge in die kerk sal werk nie, soos vanoggend met die klank. Hoe het julle gesien, dis presies wat ek preek. Presies dit wat gebeur. Waar jy in jou lewe gesien, Koos, die klank werk volgende Sondag en hierdie Sondag, die ewe skielik is daar sommer netjies. Wat is dit?
Mense, dis mos so die werk van die demone en die duiwel. Daarom sê die woord van die Here, ons geveg is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose geeste in die lig. En die vraag wat ek onmiddellik vra is, voor jy kerk toe kom, bid jy vir die kerk, dat alles goed sal verloop. Hoor jy wat ek sê? Maar kyk wat het gebeur vanoggend. Dit is 'n voorbeeld wat 'n lewendige getuienis is wat almal gesien het. Maar die duiwel en die demone wil nie hê dat die dinge van God mooi sal verloop nie. Hy wil die atmosfeer steur sodat mense nie gered kan word en dat mense nie genees kan word nie. Dis wat hy wil doen. Lekker, jy moet dit nie vergeet nie. Jy kry altyd mense wat kritiek sal gee in 'n kerk. Asseblief, as jy kla, wees gewillig, doen jy dit. Hoor wat ek sê, doen jy dit. Ek noem sulke mense die wolwe. Hulle breek altyd af. Ek noem hulle ook die slopingsspan. Altyd negatief. God werk nie met negatiewe mense nie, hoor. Hy werk met positiewe mense. Weet die oomblik wanneer iemand sê, ag nee, wat dit gaan nou nie werk nie. Dan irriteer dit die waks uit my, want jy is so negatief, dit sal nie werk nie, want jy sê so. Maar my vraag is, wat doen jy? Jy doen niks nie. Ek raak excited oor die goed, man. Jy doen niks nie, maar jy is die hele tyd negatief. Dink jy God gaan jou ooit gebruik as jy negatief is? Ek glo nie, hoor. God gebruik net positiewe mense. Jy moet jou kop begin regkry. Hoor mooi wat ek sê, jy moet jou kop begin regkry. 'n Leier is soos 'n persoon wat 200 kg jas dra met almal se probleme bo-op hom, maar hulle self doen niks. As jy verstaan wat ek sê. 'n Leier moet verantwoordelikheid vat. Vir al die mense in die kerk, en dit is 'n baie ernstige saak voor God. Mense, dis scary, want ek het 'n verantwoordelikheid teenoor die Here. Ek het nie 'n verantwoordelikheid teenoor die kerkraad nie. My grootste verantwoordelikheid is teenoor God. Ek moet weet wat ek doen as ek hier voor staan. Ek moet nie wonder wat ek doen nie. Ek moet weet wat ek doen. Want ek werk vir die Here in die eerste plek. Want hy is die een wat my geroep het. En dan moet ek mos nou doen wat God van my verwag. En as jou kopie hak, vergewe my dat ek jou vandag gaan besoek, want ek gaan vir jou sê, hey Boetie, wat fout met jou? Want ek moet eendag voor die Here gaan staan. En ek moet antwoord gee vir jou kop wat gehak het. En dan los ek jou, en dan sê ek, nee, wat gaan maar my Boetie, jy is alright. Ek het 'n surprise, die Here gaan my mekaar maak in die hemel, hoor. Want ek doen nie my werk. Is dit so? Omsakkie? Ja, dit is so. As God jou nie geroep het om iets te doen in die kerk nie, moet niks doen nie. Al wat ek vir jou wil sê is, alles in hierdie kerk behoort aan die Here. En wanneer jy iets doen in die kerk, dan doen jy dit asof jy dit vir die Here doen, en nie vir die pastoor nie, of vir mense nie. Ons moet daai ding regkry in ons kop. Vergeet mense, ek doen dit vir die Here. As jy werk ook, sê die woord van die Here, doen dit asof jy dit vir die Here doen. Nie vir jou baasie, want hy is nie vars nie. Julle weet waarvan ek praat, nee. Doen dit asof jy dit vir die Here doen. Ook binne in die kerk, doen dit asof jy dit vir die Here doen. Wat die pastoor agter die kansel doen. As hy nie lekker is agter die kansel nie, sal God met hom afreken. Moenie jy met hom afreken. God sal met hom afreken vir alles wat hy kwyt raak hier by die kansel. So dis hoekom dit belangrik is. Ek sal dit nou by daai gedeelte kom. Nou jy kry twee tipe volgelinge. Die wat gehoorsaam is en die wat onderdanig is. So in ander woorde, hulle is die lekker mense. Die ander mense is nie lekker nie. Okay. Ons noem hulle die klaagsters. Het julle al gesien iemand wat kla? Wynand, hulle put jou uit. Jy het al gesien. Hulle maak jou boeg, man. Ken julle sulke mense? Dis nou nie in ons kerk, hoor, dis in ander kerke. Maar mense wat kla, hulle maak jou, ek sien die Albert 7 uur in die aand, dan stuur hy al vir my 'n briefie na, gaan dink ek, die werkmense moes jou uitgeput het, my broer, dat jy al 7 uur wil slaap. Wat so vroeg slaap vir die nagpastoor 7 uur in die aand? En dink ek, hallo, en die mense jou uitgeput dat jy so is. Maar mense wat kla, put 'n mens uit, het julle dit al ervaar? Of is dit net ek? Hoor gou mooi. Die derde enetjie wat vir my belangrik is, bid jy vir jouself of bid jy vir ander mense? Want wanneer jy bid, het ons die geneigtheid om net vir myself te bid. Kom ons wees eerlik.
Hoor gou mooi wat ek vir jou vra. Baie keer as ek iemand vra, bid jy, as jy, pastoor, ek bid gedurig deur, dan wonder ek, het ander mense daarom jou gebedslysie gemaak? Want ek glo dat wanneer jy bid vir mense, jy begin mense te seën. Ek dink ek het dit al vertel, ek het 'n veearts gehad, jare terug in die platteland, en die mense kry nie geld uit die mense uit hulle betaal hom nie. Ek sê vir hom, Rian, ons het vriende geraak, ek sê vir hom, Rian, kom ek sê vir jou, wat doen jy? Terwyl jy verby die plaas, hy steek jou hand by die venster uit by jou bakkie, en hy sê, Here, ek seën hierdie boere wat my geld skuld. Dit was nie baie lank nie. Hy sê, toe begin my boere my te betaal. Ek sê, hoekom? Want jy het hulle begin te seën. En hulle het ons so baie begin te terugbetaal, dat hy die 3 maande daarna, toe laai sy kinders by my af, ek moet na sy kindertjies kyk, toe gaan hy Mauritius toe, hy is 'n vrou. Jy sê, hoe begin God jou te seën wanneer jy doen wat God van jou verwag? Weet, as jy kwaad is vir mense, jy wil nie daai ou se nek vasstrap, want jy voel hy is nie lekker vars nie. Maar dan bid jy, dan sê Here, verander hierdie ou se gesindheid. Dan sê jy verbaas wees wat God doen. En die Here kan daai persoon se gesindheid verander. Jy gee die hele tyd liefde, dan sê jy sien hoe met jou eie oë sou jy aanskou hoe daai persoon verander, wanneer jy vir hom aan mekaar liefde gee. Want dis wat Jesus sou gedoen het. Jy sê maar ons dink aan die vlees, is dit nie? Ons dink aan die vlees die hele tyd. Ons dink aan die vlees. Weet, julle moet bid ook vir die pastoor asseblief. Wie is die pastoor? Dis nou ek. Bid ook vir my, sodat ek, as julle nie vir my gaan bid nie, gaan ek nie 'n goeie job doen nie, hoor. Hoor wat ek vir jou sê. Ek wil vir jou sê, bid vir my, dat ek altyd nederig sal wees. Bid vir my, dat ek altyd dankbaar sal wees. Ek dink, dit is baie belangrik. Hoor gou mooi, jou identiteit is geskep deur God, en nie deur ander mense vir dit wat hulle aan jou toe-eien nie. Kom ek sê dit weer. Jou identiteit is geskep deur God wat hy vir jou gegee het, en nie wat ander mense aan jou toe-geëien het nie. Wat is identiteit in die sekulêre lewe? Identiteit in die sekulêre lewe beteken selfbeeld, selfagting. Nou gaan ek vir jou die belangrikste ding sê, en ek het dit al baie gesê in die gemeente. Die belangrikste in jou lewe moet wees, is wat God van jou sê, en wat God van jou dink, en nie wat mense van jou sê, en wat mense van jou dink nie, met daai ding vinnig uit jou kop uitkry. Hoor julle wat ek sê? Baie belangrik wat ek sê. As jy weet wie jy is, sal jy weet wat om te doen. As ek 'n soldaat is, sal ek weet ek moet veg. As ek 'n ma se my kind begin huil, weet ek om die kind op te tel. As ek 'n kind van die Here is en ek het my lewe vir die Here gegee, weet ek moet God eer, gedurig en voortdurend eer. Is dit so? Ja, dis so. Voor jy 'n Christen geword het, was jy 'n sondaar. Is dit so? Die grootste probleem vandag is sonde. Maar dit is hoekom Jesus Christus vir jou gesterf het aan die kruis, sodat hy jou verlosser kan wees. Die grootste 3 probleme in die lewe is dit, om te val, hoor mooi, om skuldig te voel, om te rebelleer. Jy val omdat jy ongehoorsaam is aan die Here. Mense om gehoorsaam te wees aan die Here is baie belangrik. En ek wil vir jou sê, ek en jy moet kom op 'n plek waar ons leef volgens God se standaard. Hierdie Bybel is God se standaard. Lees net Bybel dan sê jy weet wat is God se standaard. Moenie altyd wonder wat is God se standaard nie. Lees die Bybel. Die Bybel sê vir jou wat is God se standaard. Bely jou sondes, want Jesus Christus het gesterf vir jou sondes. Jy weet in die kultuur waar ek en jy vandag is, sê hulle vir jou verdra die sondes, maar moet dit nie bely nie. Mense, ons leef in 'n ander wêreld vandag. Ons moet almal net happy hou. Jy moet jou sondes bely. Al is ek vir jare 'n kind van die Jesus, ek moet nog steeds my sondes bely. Want die Bybel sê geen mense sonder sonde nie. Daarom moet jy elke aand voor jy gaan slaap jou sondes bely. Elke oggend wanneer jy begin jy met gebed en sê Here, lei my deur hierdie dag. Help my dat my kop nie raas teenoor Sunny wat my altyd te nakom nie. Jy moet bid en jy sal sien die Here sal jou deurdra. Is wonderlik om die oggend op te staan en te weet die Here is by my. Maar wanneer jy die oggend nie begin met die Here nie, dan lyk jou lewe so met mekaar, vroeg. Is dit so? Ja man, ons wees eerlik.
As jy sonder die Here begin, as jy jou lewe nie lekker nie. Onthou een ding, wanneer jy Jesus Christus aanneem as jou persoonlike saligmaker, dan ontvang jy die Heilige Gees. En die Heilige Gees verander jou van binne na buite toe. Mense, ek hoef nie vir jou te sê wat is reg en wat is verkeerd nie. Die Gees van God sal jou oortuig wat is reg en wat is verkeerd. Ek gaan nie almekaar vir jou sê, hoor jy my boet, nee. Dis die Gees van die Here sal jou oortuig wat is reg en wat is verkeerd. Nou, as jy gesien het hier in Hebreërs 13 vers 24, kom Paulus en hy praat hierso van om die mense te groet en hy sê, en groet die heiliges. Nou dink ek, heiliges, wie praat so? Groet die heiliges. Niemand by die kerk kom en sê, hallo heiliges, hoe gaan dit? Heilige Wessel, broer, hoe gaan dit met jou, heilige broer? Niemand praat so nie, hè? Maar tog sê hy groet die heiliges. En dan gaan kyk na hierdie gedeelte en ek wonder, wie is die heiliges? Weet jy wat is 'n heilige? 'n Heilige is 'n persoon wat toegewyd is teenoor die Here. Toe dink ek eers, wat is kosbaar? Hy praat van 'n heilige, hy sê, dis iemand wat toegewyd is aan die Here. So jy kan eintlik na regte, weet Paulus het iets gesê in die Bybel. Hy sê vir mense, en ek en jy moet ook op so 'n plek kom. Paulus sê, volg my soos wat ek Jesus Christus volg. Kan ek en jy in ons lewe na iemand toe gaan en sê, volg my soos wat ek Jesus Christus volg? Maar mense, dit beteken ek moet 'n pad met God stap as ek dit sê. Is dit so? Ja. So jy moet gedurig deur na jouself let dat jy reg lewe voor die Here. Ek kan ons nie verkoos sê, hoor so, jy moet dit doen as die bal kom in eie oog nie. Nee, dit beteken ek moet reg lewe. As ek jou reg help, kan ek moet nie verkeerd lewe in my lewe. Dan gesê, hoor so, maar jy stook, jy rook, en hoor jy wat ek sê? Nee, ek kan jou ons nie reg help, as ek nie reg is nie. Hoor mooi wat ek vir jou sê. Om heilig te wees is nie om te presteer nie, hoor. Dit is wanneer jy die Heilige Gees ontvang. En die Heilige Gees help jou hoe om te lewe. Is dit nie wonderlik nie? Jy sê nie eers in jou eie krag nie. Die Heilige Gees help jou hoe om te lewe. Om heilig te lewe is om terug te kyk na jou sonde. En jy kyk vorentoe na die Here wat jou verlosser is en wat jou verlossing is. Is dit nie kosbaar nie? Ek wil afsluit met my tweede laaste sinnetjie. Almal van ons, die Here gaan ons eendag kom haal, Annetjie? En ons gaan 'n verheerlikte liggaam hê. Ek het gelees van, na Jesus dood is het 'n verheerlikte liggaam en hy beweeg so deur en deur. Toe dink ek eers, maar ons gaan ook so beweeg, ons gaan deur en deur kan beweeg, hè? Ek kan nou nie vir jou sê, dit is nie wat ek nou nog nie 'n verheerlikte liggaam gehad nie. Maar die Bybel sê, jy moet 'n verheerlikte liggaam hê om in die hemel te wees. Want vlees en bloed kan die hemel nie ingaan nie. Daarom het jy 'n verheerlikte liggaam. Maar weet wat gaan wonderlik wees? Ry om vir ewig in die hemel te wees by die Here. Sonder worries. Sonder enige iets wat jou pla. Daai ou wat nie wat sê jy irriteer, jy's verlos van hom hier in die hemel. Hè? Ek wil vir jou sê, ons moet bid vir alle mense. Want God kan hulle verander. Daar's niks wat my God nie kan doen. Hy is die God van die moontlike en die onmoontlike. Ek wil afsluit met die laaste gedagtetjie. Dit is maar net 'n goeie kennis om te hê. Weet in die Katolieke Kerk, die hoogste orde in die Katolieke Kerk noem hulle 'n heilige. Interessant. Nou wanneer jy 'n heilige is, moet jy 'n paus wees. Jy het 'n paar goedjies wat jy moet doen om daarom 'n paus te wees. Jy het 'n paar goede wat jy moet doen. En wanneer jy 'n heilige is as 'n paus, dan kan 'n stad, 'n gebou of 'n straat na jou naam vernoem word. Dan dink ek, dis nogal wond, hè? Nee, ek is 'n paus. 'n dorp of 'n stad kan my genoem word. In ander woorde, soos asof jy werk vir jou heiligheid. Onthou, ek en jy is gered deur die genade van die Here Jesus Christus. Ek en jy is geregverdig deur die geloof in Jesus Christus alleenlik. En nie deur jou werke nie. Ek moet dit nooit vergeet nie. Jy kan nie werk om hemel toe te gaan. Is alles genade van die Here af. Is genade dat die Here my en jou raak sien. Mense moet nooit dink, kom ons wees eerlik. Ek weet, die Here wys dit baie keer vir my van die kansel af, kyk ek na mense en ek sien. Daar baie kere wat sekere mense huil en hulle dink hulle sal leer.
Maar kom Wesse Groeneveld sê vir jou, die woord van God het my iets geleer. Hy leer my dat God vang in 'n fles, vang hy jou trane op wat jou man en vrou nie sien. En God is bewus van jou gebed wat jy vir hom rig. En niemand weet jou seer wat in jou binneste is nie. Maar God gaan vir jou 'n deur oopmaak. Want jy is getrou aan die Here. Jy bly op jou knieë, jy as aande wat jy huil, wat niemand van weet nie. Maar ek sê vir jou, by die voete van die Here gaan jou antwoord deurkom. En God gaan vir jou 'n deurbraak maak. Glo jy dit met jou hart? God is going to do something awesome for you. But you must believe. Only believe and all things will be possible. Amen. Kom ons staan.